so 'n voorreg om die koning van alle konings te kan wees. En is so 'n voorreg vir ons om sy woord met julle te kan deel. Volgens sy woord is, maak jou gereed vir 'n nuwe kleed. Maak jouself gereed vir 'n nuwe kleed. Ons gaan in Sagaria 3 vers 5. Die Here vat mens partykeer van ons slaap, sê my. Sagaria 3 vers 5. Maak jouself gereed vir 'n nuwe kleed. Is julle daar? Julle nog geen? En Josua was gekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy hom aangehef en gesê, aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. En dan, daarop sê ek, laat hulle 'n reintulband op sy hoof sit, en hulle het die reintulband op sy hoof gesit, en om die klere aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. Engel met die hoofletter, soos God, nee. So neem die vuil klere van hom weg. Ons almal dra klere. Ons dra dit om onsself te beskerm, ons dra dit om onsself te beskerm teen die elemente daar buite, reën, hitte, koue, sneeu, ons het nou nie sneeu hier nie, maar dit beskerm ons. En dis ook 'n teken van status. En as jy iemand sien loop, dan weet jy, daai persoon met sy Prada sien, haar designer clothes, moet sekerlik van 'n hoër status wees. So ons klere is vir ons belangrik. Maar die Here sê dis tyd dat ons kleed verreg. En as ek nou praat van kleed, dan gaan ons nou praat van 'n geestelike kleed, nee? So kan iemand na jou kyk en jy weet glad nie wat is sy naam. Maar hy dra 'n kleed van pyn. Of is hartseer, of dit is verwerping, of dit is miskien 'n gekweste gees wat hy in hom dra. Miskien 'n onvergewensgesindheid. Miskien is dit vir wat is dit ook nou? Verslawing, die Engels van verslawing. Hy dra 'n kleed om en jy kan dit nie altyd sien, maar die Here kan dit sien. Hy sien in jou diepste, hy sien jou hart raak en hy weet ook waardeur jy gaan. En hy sê vanoggend, ek wil hê jy moet van jou kleed van skande ons. Jou kleed wat jy dra en jy voel soos 'n mislukking, maar jy voel alles wat jy doen is 'n mislukking. Jy voel dit wat jy in jou lewe gedoen het is so 'n skande dat jy nie na die Here toe kan kom. Miskien het daar vreeslike dinge in jou lewe gebeur en jou persoonlikheid is aangetast en jou privaatheid is aangetast en jy dra dit met jou saam, dis wie jy is. Maar jy kan nie vooruit gaan nie, want jy word vasgehou aan hierdie kleed wat jy het. En die Here sê, ek wil soveel in julle lewens doen, maar ek kan dit nie doen terwyl jy nog daai kleed dra. Dit is tyd dat jy jou kleed verruil vir kleed wat ek jou gee. Al daai verwerping, daai siekte, daai depressie, dit alles, die Here sê, daai armoede, daai eensaamheid, daai verwerping, die Here sê, ek wil hê jy moet daai kleed aflê, sodat ek vir jou 'n nuwe kleed kan gee. Waarmee is jy kleed? Kom ons kyk hoe belangrik is dit vir die Here. As ons gaan kyk na Adam en Eva, dan sien ons toe hulle besef dat hulle naak is, toe neem hulle vye blare en hulle bedek hulle self. Maar dan kom Jesus, of God, en hy neem die vel van 'n dier en hy bedek hulle. Hy neem daai kleed weg wat hulle self geskep het. Daai kleed wat nie kan doen wat hy wil hê dit moet doen. Want onthou hulle het sonde gepleeg. Hulle was ongehoorsaam en die Here wou daai sonde bedek en slegs die vel van 'n dier met bloed aan kon dit doen. So hy neem daai ou kleed weg. Hy sê hierdie kleed gaan nie werk nie. Jy het 'n nuwe kleed nodig en hy bedek hulle met 'n kleed van vel en bloed. En Here God het vir die mens en sy vroue rokke van vel gemaak en hulle het dit aangetrek. Dis Genesis 3 vers 21. Dit is vir die Here belangrik waarmee ons staan. Ons is die glorie van God. Ons is sy kinders, ons is anderste. En as mense dan na ons kyk, moet hulle hierdie glorie op ons sien. Hulle moet sien dat ons weet presies wie ons is. Hulle moet ons autoriteit kan sien. Hulle moet sien, ek weet wie ek is en ek weet wie my God is. Maar wanneer hulle na ons kyk, dan sien hulle 'n neerdrukkende gees.
Hulle sien 'n persoon wat nooit vreugde in hom het nie, want hy dra al hierdie kleed en hy bedek hom daarmee, hy hou dit eintlik vas. Josef se kleed, Genesis 37 vers 3 tot 4. En Israel het Josef meer liefgehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met mou gemaak. En ek het dit nou nie gesoek nie, iewers weet ons is 'n veelkleurige rok gewees. Dit moes maar rokkig dra. En toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat. Is dit nie wat gebeur wanneer mense dinge in jou lewens sien wat God glorie en eer bring? Hulle haat jou, hulle wil dit nie so hê nie. En Josef se kleed was 'n teken van sy vader se liefde. Hy het hom lief gehad. Maar dit was ook 'n heeltyd in sy broer se gesig. Die vader het hom meer lief as vir ons. En wanneer Josef dan gaan of sy broers kos te maak, wat doen hulle? Toe hulle ver sien aankom, beplan hulle om hom dood te maak. Wat doen hulle? Hulle neem sy kleed. Hulle skeer sy kleed, dip dit in bloed en stuur dit vir die vader en sê dier dit dood. Die vyand sal alles doen om daai kleed van glorie en jou gawes en jou talente wat die Here vir jou gegee het, weg te neem en vir jou ander kleed te wil gee, want nou word hy 'n slaaf. En ja, hy beland in Potifar se huis en sekerlik was sy klere nie soos wanneer net 'n gewone slaaf sou dra nie. Maar wanneer sy hom beskuldig dat hy haar wou aanraak, toe beland hy in die tronk en weer eens word sy kleed weggeneem en nou het hy tronk prisoneer se klere. So daai, as hy so terugdink, kan hy nie amper dink dat hy so kleed gehad. Hy voel nie geliefd nie. Hy voel eens, hy het 'n nuwe kleed, wat hy hou vas in die Here, want hy weet wat sy woord oor sy lewe, maar hy hou vas aan hierdie kleed. 'n Kleed van minderwaardigheid. Nie meer geliefde seun nie. Hy's nou 'n prisoneer, en ja, terwyl God guns aan hom bewys, en hy weer eens uitstryk bo die ander prisoneere en in beheer is hy nog steeds 'n prisoneer. En wanneer hy die drome dan uitgee vir die wyn skinker en die bakker, dan sê hy, onthou my, maar hulle vergeet van hom 2 jaar lank, totdat die koning bedroom het. En toe sê die bakker, is die bakker, die skinker, een van hulle, ekskuus nou, weet ek nie. Ons weet van iemand, is die bakker niet, soos die wynskinker. Ek weet van 'n man in die tronk wat jou droom sal kan uitleef. Wat doen hulle? Hulle laat Josef was, skeer en hulle gee hom 'n nuwe kleed. En wanneer hy dan vir die koning hierdie droom uitlê, dan weet ons hy tweede in bevel van die koninkryk wanneer sy broers na hom kom. En hy het 'n royal kleed. Dis miskien nie nog die kleed van 'n geliefde seun nie, maar dis 'n kleed van autoriteit. Dis 'n kleed van wysheid. Dit wys vir mense wie jy is. En dis 'n kleed van eer. Die blinde man se kleed. Markus 10 vers 49. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. Ons weet dat melaatses en blindes het 'n spesiale kleed gedra. Dit was al besetting wat hulle gehad het. Dit was 'n beskerming teen die elemente daar buite, maar dit was ook 'n teken vir al die ander dat hulle of melaats was of blind was. Met ander woorde, minderwaardig. Nie deel van die samelewing nie, hulle is afhanklik vir ander om vir hulle te sorg, vir ander om hulle te seën. Maar wanneer Jesus hom roep, dan gooi hy die kleed af. En dis wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet daai kleed afgooi. Moenie hom vashou nie. Moenie dink dit is my beskerming nie. Gooi hom af. En hy het nooit weer daai kleed nodig gehad, want hy het vir Jesus gevolg. Lazarus se kleed, Johannes 11 vers 44. En die oorlede het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedra met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan.
Maar die King James sê, and he who had died came out bound hand and foot with grave clothes. And his face was wrapped with a cloth. Jesus said to him, loose him and let him go. Loose him and let him go. So die Here wil vanoggend vir jou 'n nuwe kleed. Jesaja 61 vers 3 sê, om vir die treuriges in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word turbine van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerlikheid. Lukas 15 vers 22, my Vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Die Here neem my weer na hierdie stuk, enige woorde om gebring oor die vrou met die olie, wat by die profeet kom en sê, hulle wil haar seuns neem. En toe sê hy, wat het jy? Sy sê, ek het met olie. En hy sê, gaan en kry soveel kanne wat jy kan, soveel wat jy kan, gaan in, maak die deur toe, en gooi die olie. En terwyl sy kanne gehad het, kon sy olie oorgooi, maar toe die kanne ophou, het sy die olie gehad. Maar die profeet het gesê, gaan in, maak die deur toe, en dan gooi die olie. Die Here sê, ek was besig om jou vir 'n seisoen toe te maak. Toe te maak waar niemand kan sien wat ek aan jou doen. Hulle het nie besef die waarde wat ek aan jou gee nie. Hulle het nie besef hoe diep ek uitruk alles wat in vir my is. Hulle het nie besef dat ek besig is om 'n nuwe werk aan jou te doen vir die wessel, vir die houer wat ek van jou wil maak. Hulle het gedink hulle weet wie jy is toe jy by daai deur ingegaan het. Hulle het geweet van jou finansiële toestand. Hulle het geweet alles van jou, maar hulle was nie bewus van wat ek besig was om agter daai deur te doen. Want as daai deur oop was en hulle het gesien hoe ek die olie oorgooi, dan sou hulle nie die waarde aan die olie gesit het nie. Want hulle sou gedink het, dis net olie wat jy oorgaan. Hy sê, maar toe jy die deur toemaak, en jy begin die olie oorgooi, was hulle nie bewus van wat in hulle kan gaan. En toe hulle dit kry, toe hulle besef, hierdie is kwaliteit olie. Die Here sê, dis tyd, dat jy daai kleed van pyn en hartseer en verwerping en depressie en onvergewensgesindheid en woede, dat jy dit aflê, daai verslawing, dat jy dit aflê, want ek wil jou voortbring as 'n nuwe wessel, 'n nuwe houer, en jy sal nie glo wat ek in jou gedoen het nie, toe ek die pyn ontgin het in jou nie. Want ek was besig om jou karakter te bou. Ek was besig om jou sterk te bou. Ek was besig om jou nader te trek, totdat jy op die plek is waar jy nou is, sodat ek jou kan gebruik as daai houer, sê die Here. Hy sê, dis tyd, gooi daai kleed weg. Hy beteken niks vir jou nie, want hy het geen waarde nie. Gooi hom weg. En ek wil vir jou 'n nuwe kleed. Ek wil vir jou kleed gee van 'n roeping op jou lewe, wat mense verstom sal laat staan. Wat jou verstom sal laat staan. Want jy kyk na jouself en jy het nog steeds daai kleed van minderwaardigheid. Daai kleed van sukkel, daai kleed van skaam kry, omdat jy miskien deur 'n seisoen gegaan het wat bitter moeilik was, en jy nie altyd gestaan het nie. Maar die Here sê, ek gee vir jou 'n nuwe kleed. Ek gee vir jou kleed van vreugde. Ek gee vir jou kleed van eer. Dis vir jou, maar jy moet ontslaan raak van daai kleed. En daai kleed het sy doel gedien. En al wat daai kleed doen, is dat jy sien wat ek wil doen. Want jy moet dit hoor, jy moet dit aanvaar, en jy moet dit doen. Anders beteken daai belofte, wat die Here vir jou het, niks. En hy sê, gooi dit. Kom ons. Dit is 'n seisoen van nuwe mantels en nuwe nuut, die nuut van die Here.
Jy dink miskien dis wat die Here vir my nou gehad het. Maar die seisoen is verby. Dis 'n nuwe seisoen. En onthou God se planne vir jou lewe verander nooit nie. Maar ek gaan nie vir jou 'n volgende instruksie gee as jy nog steeds nie eers die eerste ene gedoen het. En vanoggend gaan ons bid. En jy gaan met die Here praat en jy weet wat is jou kind. Jy weet wat is jou kind. En jy moet vir dit ontslaan. As jy die beste wil hê wat God vir jou wil hê, daai lewe van oorvloed, daai stem van een wat roep in die duisternis of in die wildernis en ons maak die weg van die Here gelyk, dan moet ons afvlieg. Dan moet ons uitbrek. Sê Here, hier is dit. En as jy nie kan nie, dan sê Here, help my. Help my deur die Heilige Gees, dat ek dit kan doen, want Here, ek het nodig om te doen. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil die beste hê wat julle nou vir my. Weet jy, ons is 60 en 1 is 62. En weet jy, dis nou of nooit. En ek weet wat die Here vir ons gewys het. Ek weet wat is oor ons lewens gespreek. En ek kan nie bekostig om te speel nie. En die Here is besig om baie dinge uit my lewe uit weg te neem. Maar partykeer wil ek so weer terugryk daarna. Dan besef ek my dan gaan ek nie kry wat die Here vir my wil. Kom ons praat net so 'n bietjie met die Vader. Praat net so 'n bietjie met die Vader en sê Here, help my. Help my dat ek ontslaan raak van hierdie kleed. Sodat ek kan instap, Here, en U daai nuwe kleed vir my kan gee. Kleed van autoriteit. 'n kleed met 'n spesifieke doel. 'n kleed wat aan ander sal wys, Here, wat U in my geplaas het. Nie sodat ek verheerlik sal word nie, maar my God, dat U verheerlik sal word. Dat waar ek gaan, Here, die vreugde in my sal sien. Here, die seisoen is verby, die seerkry is verby, die sukkel is verby. Die teleurstelling is verby, Here, kan dit nooit weer terugkry nie. Dit is 'n nuwe dag, Here, en U sê ek doen 'n nuwe werk. Ek doen 'n nuwe werk. Here, beklee my met die kleed. Beklee my met die kleed. Here, en as U nog dinge moet wegvat uit my lewe, Here, ek gee dit vir U. En Here, dankie dat ek, wanneer ek wil bereik na dit weer, Here, en ons die Heilige Gees daar, om my net te herinner van waarheen ek op pad is. Alles vir U glorie, my God. Alles sodat U gesien kan word in ons lewens en mense se lewens verander kan word. Here, trek my al kleed uit. Here, daai een van seer. Daai een van verwerping, Here, daai een van eensaamheid, Here. Daai een van skande, Here. Daai een van minderwaardigheid. Here, en ek verklaar oor die kinders vandag, Here, dit wat U verklaar. Dat U gekom het om vir hulle 'n lewe en 'n lewe in oorvloed. Amen. Daarom kom ek teen elke gees van siekte. Ek bind dit in die magtige naam van Jesus. Elke gees van depressie, Here, ek bind dit in die magtige naam van Jesus. Elke gees van minderwaardigheid, Here. Van skande, van armoede. Here, ek bind dit nou in die magtige naam van Jesus en ek spreek genesing. Ek spreek U beste oor hulle uit, Here. Here, ons is seuns en dogters van ons God. En Here, die kleed wat U vir ons gee, is vir 'n geliefde seun en 'n geliefde dogter. En is niks wat ons kan doen om dit te verdien. U doen die werk. U is die een wat genadig is. U is die een wat lief het. U is die een wat die prys betaal het. Here, ons kan net sê dankie, my God. Dankie vir U liefde. Dankie vir die kruis waarop U gesterf het. Dankie dat U ons beklee met 'n nuwe kleed vandag.